Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les, Saam SSL. Ons kyk die week na les 11, die lewe in die beloofde land. Ons geheue-teksvers is in Spreuke 15 vers 1. Dit lees: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir U woord wat ons kan studeer in godsdienstvryheid in ons land, dat ons dit met mekaar kan deel oor die internet, op Sabbat met mekaar kom en die lesie saam bespreek. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om dit te kan doen in eenheid. Here, seën ons asseblief soos U ons elke dag seën, ook in hierdie week se les. In Jesus se naam. Amen. Baie welkom by hierdie week se bespreking. Ons kyk vandag na 'n tema wat elke geloofsgemeenskap een of ander tyd raak. Hoe hanteer ons misverstande, verskille en spanning binne die kerk? Wanneer mense saamleef en saam aanbid, gebeur dit dat ons dinge verskillend sien. In 'n gemeente het ons almal verskillende agtergronde, verskillende maniere van dink en selfs in sekere kerke verskillende kulture is dit 'n multikultuur kerk is. Tog kom ons saam omdat ons een Here dien en een doel nastreef. Nou hierdie is baie belangrik. Ons kom saam omdat ons een Here dien. En hier is waar ons eenheid vandaan kom. Dit wat ons met mekaar assosieer. Dit wat maak dat ons 'n eenheid, 'n gemeente is. Maar soms is daar verskille wat lei tot misverstande. Maar dit is dan ook dan nou presies wat gebeur in hierdie week se les terwyl ons kyk na Josua hoofstuk 22. In die begin van die boek Josua het 2,5 stam, die wat oos van die Jordaan gewoon het, want hulle het gevra, hoor jy, ons het skape in hierdie gedeelte in die oos van die Jordaan. As jy nou geografies gaan kyk, dat hulle nie binne die land Kanaan is nie, maar buite die land Kanaan, oos van die Jordaan. En hulle het gevra, man, hierdie gedeelte is 'n pragtige gedeelte vir skape en beeste, ons wil graag hierdie gedeelte hê. En dit is vir hulle gegee. So hierdie waar dan oos van die Jordaan gewoon het, saam met hulle volksgenote, het die beloofde land gaan help inneem. Daar is vir hulle gesê, okay, goed, julle kan hierdie land kry, maar julle moet ook inkom aan die ander kant van die Jordaanrivier, en julle moet ons help veg, sodat ons beloofde grond kan verkry. So Joshua het hulle gevra om saam te veg, totdat die werk klaar is. En dit het hulle getrou gedoen. Na baie jare van oorlog was die taak uiteindelik voltooi, iets so 7 jaar. En die stamme kon teruggaan na hulle huise, aan die ooste kant van die Jordaan, aan die ander kant, soos ek gesê het, geografies gesproke, buitekant die land Kanaan. Maar op pad terug gebeur iets wat groot spanning veroorsaak. Hierdie oostelike stamme bou 'n groot altaar. En hulle bou dit aan die westerse kant van die rivier, nie in hulle eie gebied nie. Vir die ander stamme van Israel lyk dit soos 'n daad van opstand. Hulle dink die oostelike stamme is besig om 'n nuwe godsdienst te begin, of dat hulle wegdraai van die Here se voorskrifte. En dit lei tot 'n reuse misverstand. Die hele volk maak sommer gereed om oorlog te voer teen hierdie broers van hulle. En hier kom die groot les vir ons. Hoe maklik is dit nie vir ons ook om oorhaastig afleidings te maak oor ander mense se gedrag nie. En hoe vinnig dink ons nie altyd die slegste van iemand nie, voordat ons eers vra wat werklik aan die gang is. Die oostelike stamme het graag hulle kant van die saak verduidelik. Hulle het gesê, nee, hierdie altaar is nie vir offers nie, ons wou net 'n gedenkteken bou. Ons wil hê dat almal moet weet dat ons steeds deel van Israel is, al woon ons aan die ander kant van die Jordaan. Toe dit verduidelik, val die spanning weg. 'n oorlog is voorkom.
En bloot omdat iemand bereid was om te luister, iemand bereid was om te verduidelik, iemand bereid was om te vra. En dit bring ons by onsself. In ons gemeentes gebeur dieselfde. Klein dinge word groot wanneer ons verkeerd interpreteer. Daarom moet ons stadig wees om te oordeel, vinnig wees om te luister en altyd bereid wees om die beste van mekaar te glo. Hoe kan ons gemeentes help om hierdie soort eenheid te bou? Eerstens, deur mekaar se bedoelings te vertrou. Tweedens, deur 'n kultuur van gesprek te skep, waar ons eerlik en met respek kommunikeer. En laastens, deur altyd die groter prentjie voor oë te hou. Ons roeping is in Christus. As ons daarop fokus, as ons Christus ons middelpunt maak, het ons minder tyd vir twis en meer ruimte vir liefde en samewerking. Dit is die hart van hierdie week se les. Moeilikhede gaan kom, maar as ons in Christus bly, as hy ons middelpunt is, as hy ons motivering is, sal eenheid sterker wees as enige misverstand. Nou hierdie week se les word bestudeer vir Sabbat 13 Desember. En Sondag se opskrif is toewyding. En hier kyk ons na Josua 22 vers 1 tot 8 en ons gaan deur die hele Josua 22 lees. So Sondag is dit nou verse 1 tot 8 wat lees. Toe het Josua die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê, julle het alles onderhou wat Moses die knegt van die Here julle beveel het en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het julle broers nie in die steek gelaat nie. Dit is nou baie dae al tot vandag toe en het die ordening van die gebod van die Here julle God onderhou. Maar nou het die Here julle God julle broers rus gegee, soos hy julle beloof het. Draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses, die knegt van die Here, julle oor kan die Jordaan gegee het. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê en in al sy wete wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. So het Josua hulle dan geseën en hulle laat gaan en hulle het getrek na hulle tente toe. Maar aan die een helfte van die stam van Manasse het Moses in Basan 'n erfdeel gegee en aan die ander helfte daarvan het Josua 'n deel gegee saam met hulle broers diskant die Jordaan in die weste. En toe Josua hulle laat gaan het na hulle tente, het hy hulle ook geseën. En met hulle gespreek en gesê, gaan terug na julle tente met groot rykdomme en 'n menigte van vee, met silwer en goud en koper en yster en baie klere, deel die byt van julle vyande saam met julle broers. So hier sien ons 'n baie mooi prentjie van wat ware toewyding beteken. Josua roep die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse nader en hy herinner hulle aan iets wat maklik misgekyk kan word. Hy wys daarop dat hulle woord gehou het. Hulle het gedoen wat Moses en daarna Josua van hulle gevra het. Hulle het nie gehuiwer of pad gegee nie, hulle het hulle volk met oortuiging gedien. Hulle het vir 7 jaar het hulle broers gehelp om die land in besit te neem. Wat hierdie gedeelte so merkwaardig maak, is die groot prys wat hierdie stamme betaal het. Vir 6 tot 7 jaar lank het hulle saam met hulle broers geveg. Dit beteken, hulle moes hulle eie land, hulle vroue, hulle kinders aan die ooste kant van die Jordaanrivier agterlaat. Hulle het hulle gesinne en hulle gemak opgeoffer ter wille van Israel se gemeenskaplike sending. Nou dink net daaraan. Jaar na jaar op die slagveld, saam beklei, saam swaar gekry, saam die gevaar van dood en beserings in die gesig gestaar en steeds lojaal bly. Dit wys vir ons iets van die karakter van hierdie stamme. Hulle was nie net deel van Israel met woorde nie, hulle het dit bewys met dade. Hulle het gewys hoe ware samehorigheid lyk.
En dit is belangrik, want hierdie verhaal vorm die agtergrond vir wat daarna in Josua 22 gebeur. Die groot vraag wat ons nou vra, gaan hierdie stamme, wat deur die Jordaan van mekaar geskei word, verenig bly? Gaan 'n fisiese grens, 'n geestelike verdeeldheid skep? Of gaan hulle onthou dat dit nie hulle ligging was, wat hulle by mekaar hou nie, maar hulle gedeelde aanbidding van die enigste ware God? Josua maak dit baie duidelik, die geheim van Israel se eenheid lê nie in hulle bloedlyn of in hulle tradisies nie. Die geheim lê daaraan dat hulle die Here dien. Dit is die Here wat hulle geroep het. Dit is die Here wat hulle opdrag gegee het. Dit is die Here wat hulle verbind het. Wanneer ons dit hoor, besef ons dat dieselfde beginsel in die Nuwe Testament geld. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 7 en Kolossense 3 vers 23 en 1 Tessalonisense 2 vers 4. Dat gelowiges hulle diens moet verrig as vir die Here en nie vir mense nie. Wanneer ons diens sien as 'n daad van aanbidding, iets wat vir God gedoen word, dan word ons motivering dieper, sterker en met meer volharding. Ons almal ken die werklikheid van die lewe. Daar is uitdagings, probleme, teleurstellings. Daar is daar wat jy voel, jy wil net opgee. Maar wanneer ons weer fokus op ons hoë roeping in Christus, wanneer ons onthou dat dit wat ons doen vir die skepper van die heelal gedoen word, kry ons nuwe moed. Dan word volharding nie net 'n plig nie, maar 'n voorreg. Na al die jare van oorlog staan die oostelike stamme nou gereed om hulle huis toe te gaan, na hulle huis toe te gaan, hulle huis toe te eien. En voordat Joshua hulle laat gaan, doen hy 'n laaste beroep op hulle. Hy sê, bly getrou aan die Here, wandel in sy weë, hou sy gebooie, en bovenal, doen alles met jou hele hart en jou hele siel. Daarna spreek hy 'n seën oor hulle uit. Dis 'n toneel vol sagtheid en betekenis. Joshua weet, as hierdie stamme hulle toewyding aan God behou, sal hul eenheid ook behoue bly. Selfs al is daar 'n rivier tussen hulle. En dit bring ons by 'n baie praktiese vraag vir vandag. Hoeveel anders sou ons verhoudings in die gemeente lyk as ons meer vir mekaar sou bid? Hoeveel misverstande, hoeveel spanning, hoeveel seer sou verdwyn as ons eerder mekaar se laste dra in gebed, as om oor mekaar te oordeel, oor mekaar te skinder. Net soos Israel destyds, word ons ook vandag geroep tot eenheid, tot toewyding en tot volharding. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat ons dit vir die Here doen. Maandag se les soos 'n opskrif is beskuldigings. En hier gaan ons nou kom waar die probleem begin het. Ons lees Josua 22 vers 9 tot vers 20. Dit lees, so het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse dan teruggegaan en hulle het weggetrek van die kinders van Israel af uit Silo wat in die land Kanaan lê, om te gaan na die land Gilead, na die land van hulle besitting waarin hulle op bevel van die Here deur die diens van Moses vaste besittings verkry het. Toe hulle kom by die klippilare van die Jordaan wat in die land Kanaan lê, het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan, 'n altaar groot van aansien. Maar toe die kinders van Israel hoor, sê hulle, kyk, die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het die altaar gebou teenoor die land Kanaan, by die klippilare van die Jordaan, aan die kant van die kinders van Israel. Toe die kinders van Israel dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel by mekaar gekom en Silo om op kommando teen hulle op te trek. En die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eleazar, die priester, na die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur. En 10 owerstes saam met hom, vir elke familie van al die stamme van Israel, 1 owerste, en hulle was elkeen 'n familiehoof van die stamme van Israel.
Toe hulle by die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse in die land Gilead kom, het hulle met hulle gespreek en gesê, so sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreek wat julle begaan teen die God van Israel, dat julle vandag van die Here afvallig word, deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom? Is die ongeregtigheid verband met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie, toe die plaag oor die vergadering van die Here gekom het? En julle wil vandag van die Here afvallig word? As julle dan vandag in opstand kom teen die Here, sal hy môre toornig word op die hele vergadering van Israel. Maar as die land van julle besitting agter onrein is, trek dan oor na die eie land van die Here waar die tabernakel van die Here gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings. Maar kom nie teen die Here in opstand nie, en moenie teen ons opstandig wees, deur vir julle 'n altaar te bou naas die altaar van die Here ons God nie. Toe Agan die seun van Serach hom vergryp het aan die bangoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie, en hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie. Hier leer ons 'n baie belangrike les oor misverstande en vooroordeel. Die stamme van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse keer huiswaarts na hulle lang saam met die ander Israeliete geveg het. Maar op pad terug ontstaan 'n groot probleem. Die stamme aan die weste kant van die Jordaan hoor dat die oostelike stamme 'n altaar opgerig het. En dit veroorsaak onmiddellik verontwaardiging en twyfel. Kyk na die manier waarop die stamme in die teks genoem word. In die eerste verse word die oostelike stamme eenvoudig Rubeniete en Gadiete genoem. Maar in vers 11 noem die Bybel hulle die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse. Hierdie verandering in taal maak dit asof hulle apart is van die res van Israel, asof hulle nie meer heeltemal deel van die volk is nie. Daar word 'n klem geplaas op skeiding en die gevoel van ons teen hulle. Verder sê die Bybel dat die hele Israelitiese volksvergadering slegs die 9,5 stamme aan die westelike kant insluit. Die teks beklemtoon die spanning wat ontstaan. Die oostelike stamme word moontlik nie as deel van die volk beskou nie, net omdat hulle iets anders doen wat hulle nie onmiddellik verduidelik nie. Wat veroorsaak die misverstand? Die oostelike stamme bou 'n altaar, maar die Bybel verduidelik nie waarom hulle dit doen nie. Is dit 'n altaar vir offers of net 'n gedenkteken om hulle terugkeer en hulle deel van Israel te herdenk? Die dubbelbedoeling van hierdie gebaar lei tot verwardheid. Boonop is daar geen beraadslaging met Josua, Eleazar of die stamleiers nie. En dit laat ruimte vir verkeerde gevolgtrekkings. Hier sien 'n mens 'n patroon. Wanneer ons nie die volle prentjie ken nie, is dit maklik om verkeerde afleidings te maak. Ons het nie altyd al die inligting nie, maar ons oordeel vinnig en skep selfs konflik waar daar glad nie een hoef te wees nie. Jesus en Paulus gee vir ons raad hieroor. In Lukas 6 vers 37 sê Jesus dat ons nie moet oordeel nie. In Johannes 7 vers 24 waarskei dat ons nie oppervlakkig moet oordeel nie, maar regverdig moet onderskei. Paulus herinner ons in 1 Korintiërs 4 vers 5 dat die volle oordeel by God lê en nie by ons nie. Nou hierdie verse help ons om te verstaan hoe maklik dit is om oorhaastige gevolgtrekkings te maak oor ander se beweegredes, selfs wanneer ons dink ons ken die feite. Die groot les is duidelik. Voordat ons iemand beskuldig, moet ons vra, luister en die situasie regverdig verstaan. Regverdig oordeel. Misverstande kan groot spanning en selfs konflik veroorsaak. Maar as ons geduldig en regverdig optree, kan eenheid en vrede bewaar bly. En dit is tog iets wat ons almal wil hê. Dinsdag se les se opskrif is Spooke van die verlede. En
Hier sien ons in Joshua 22 vers 13 tot 15, wat ons reeds gelees het, hoe die verlede ons persepsies en reaksies kan beïnvloed. Die stamme aan die weste kant van die Jordaan hoor dat die oostelike stamme 'n altaar opgerig het, en hulle raak dadelik bekommerd. Hulle stuur 'n afgevaardiging om die situasie te ondersoek, en hulle kies Pinias, die hoëpriester Eleazar se seun, om die groep te lei. Maar hoekom Pinias? Om dit te verstaan, moet ons terugkyk na Numeri 25. Daar sien ons dat Pinias 'n man van groot invloed en moed was. Hy het opgetree toe die volk se losbandigheid by Baal Peor 'n ramp vir Israel was. Hy het die probleem direk en daadwerklik aangespreek en die ramp is gestop. Dit is toe hy die man wat gesondig het, sodat daar 'n plaag uitgebreek het, met 'n spies reg deur sy liggaam gesteek het. Nou hierdie gebeurtenis het vir hom 'n reputasie gegee as iemand wat regverdigheid en loyaliteit aan die Here handhaaf. Daarom vertrou die volk hom om die oostelike stamme te ondervra en om die situasie met wysheid aan te spreek, want hy is nie bang om sommer dadelik die regte ding te laat gebeur nie. Die ander afgevaardiges is wat saam met hom gaan is leiers van familiegroepe uit die 9,5 stamme wat westerlik van die Jordaan gewoon het. En die aanklag teen die oostelike stamme is ernstig. Hulle beskuldig hulle van ontheiliging, rebellie en selfs troubreuk. Die Bybel gebruik die amptelike profetiese formule, so spreek die vergadering van die Here, om die gewig van die beskuldiging aan te dui. Hierdie soort taal is nie sommer lugraak nie, dit herinner aan vorige sondes in Israel, soos die van Achan en die afgodsaanbidding by Baal Peor, wat groot gevolge vir die volk gehad het. Hier sien ons hoe die verlede die denke van die mense kan beïnvloed. Die westerlike stamme kon nie anders as om die slegste van die oosterlike stamme aan te neem nie, want hulle het teruggedink aan vorige oortredings. Hulle was bang dat 'n nuwe altaar 'n teken van afvalligheid en opstand sou wees en dat dit die toorn van die Here oor die volk sou bring. Die les vir ons vandag is duidelik. Almal van ons dra die spooke van die verlede saam. Negatiewe ervarings, foute van ander of selfs ons eie teleurstellings kan ons sienings van die hede beïnvloed. Maar die Here se genade kan ons help om nie deur die verlede vasgevang te word nie. Dit help ons om ons medemens eerlik en regverdig te beoordeel, eerder as om oorhaastige gevolgtrekkings te maak, of hulle te veroordeel op grond van wat ons vrees of dink gebeur het of 'n storie wat ons hoor. Wanneer ons hierdie beginsels toepas in ons eie lewens, leer ons om geduldig te wees, om te vra en te luister, en om die volle prentjie te probeer verstaan. So kan ons konflik vermy en eenheid bou. Nie net in die gemeente nie, maar ook in ons eie gesinne, ons gemeenskappe, ons vriendskappe. Woensdag se opskrif is 'n sagte antwoord. En hier kyk ons verder in die boek Joshua hoofstuk 22. Ons lees vanaf vers 21 tot 29. Dit lees: Daarop het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse geantwoord en aan die stamhoofde van Israel gesê: Die God van die gode, die Here, die God van die gode, die Here, hy weet dit. En ook Israel mag dit weet. As dit deur opstandigheid of deur troubreuk teen die Here is, verlos ons nie vandag nie, Here, dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die Here afvallig te word, en as dit is om daarop 'n brandoffer en spysoffer te bring, of om daarop dankoffers te berei, dan mag die Here self dit wreek. Maar waarlik, ons het dit uit 'n sekere besonderheid gedoen en gesê: Later sou julle kinders met ons kinders kan spreek en sê: Wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? Die Here het tog tussen ons en julle, kinders van Ruben en kinders van Gad en die Jordaan, as grens gestel. Julle het geen deel aan die Here nie. So sal julle kinders dan maak dat ons kinders van die Here nie meer vrees nie. Daarom het ons gesê: Laat ons tog dit doen en vir ons 'n altaar bou, nie vir brandoffers
en nie vir slagoffers nie, maar dat dit 'n getuie kan wees tussen ons en julle en ons geslagte na ons, dat ons die diens van die Here sal waarneem voor sy aangesig, met ons brandoffers en ons slagoffers en ons dankoffers, sodat julle kinders later nie aan ons kinders kan sê, julle het geen deel aan die Here nie. En ons het gedink, as hulle dit later aan ons en ons geslagte sou sê, sal ons sê, kyk na die boustyl van die altaar van die Here wat ons vaders gemaak het. Nie vir brandoffers, nie vir slagoffers nie, maar 'n getuie is hy tussen ons en julle. Dit is ver van ons dat ons opstandig sou word teen die Here en vandag afvallig sou word van die Here deur 'n altaar te bou vir brandoffers, spysoffers en slagoffers naas die altaar van die Here onsse God wat voor sy tabernakel staan. So hiersos leer ons 'n baie belangrike les oor hoe 'n sagte, bedagsame antwoord groot konflik kan voorkom. Hierdie gedeelte wys vir ons hoe hierdie stamme van Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse, hoe hulle reageer op die ernstige aanklagte van die stamme aan die weste kant. Tot dusver het die oostelike stamme net geluister. Hulle het nie vinnig geantwoord nie, hulle het nie probeer om hulle self te regverdig en dit op hulle af te dwing nie, in die rede geval nie. En hierdie geduld is besonder prysenswaardig. Want die aanklagte was ernstig en kon amper tot 'n burgeroorlog gelei het. En hier sien ons die waarheid van ons geheue-teksvers, Spreuke 15 vers 1. 'n Sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede opvlam. Hulle antwoord is wel deurdag, rustig en reguit. En dit help om spanning en konflik te besweer. Hulle begin hulle verweer deur die name van God te gebruik. El Elohim Yahweh. Dit wys dat hulle nie net vir hulle self praat nie, maar dat hulle God se wysheid en oordeel betrek. Hulle maak dit duidelik dat hulle bewus is van hulle aanspreeklikheid voor die Here en dat indien hulle verkeerd opgetree het, God self hulle sal straf. Hulle doen nie net 'n menslike verdediging nie, maar hulle plaas hulle optrede in konteks van hulle toewyding aan die Here. Hierna kom 'n groot onthulling. Die altaar wat hulle opgerig het, is nie vir offers bedoel nie, maar as 'n gedenkteken. Dit beteken dat die oorspronklike aanklag verkeerd was. Die westelike stamme het nie besef dat hulle kommer nie oor afvalligheid gegaan het nie, maar oor die vrees dat die oostelike stamme hulle van Israel sou afskei. Die waarheid is die teenoorgestelde. Die oostelike stamme het die altaar gebou uit ontzag vir die Here, dieselfde as die stamme aan die westelike kant. En hier sien ons 'n belangrike beginsel wat vir ons eie lewe baie beteken. Die grondslag van eenheid is nie fisiese of aardrykskundige nie, of geestelike grense nie. Ons lojaliteit aan die Here verbind ons. Dis nie ons kultuur, dis nie ons land waarin ons woon nie, dit is die Here wat ons verbind. Die stamme aan die weste kant toon ook hoe ons reg kan reageer as ons foute of misverstande ontdek. Hulle is regtig bly dat hulle vrese ongegrond was. Hulle het nie probeer om te wen teen die oosterlike stamme nie. Hulle het vrede gevind in die bewyse dat hulle onskuldig was, dat hulle broers onskuldig was. Hulle het nie probeer om hulle saak te verdedig, nee, maar dis nie wat ons gehoor het nie. So 'n burgeroorlog is vermy en hier is volkseenheid bewaar. Vir ons vandag beteken dit dat wanneer valse aantuigings teen ons gemaak word, ons kan leer om rustig, bedagsaam en regverdig te reageer. Dit is nie altyd maklik nie. Maar ons kan inspirasie put uit Psalm 37 vers 3 tot 6. Vers 34 en 37 ook. Ons vertrou op die Here, doen die goeie en laat hom vir ons optree. 'n Sagte antwoord vol vertroue in God kan woede kalmeer, misverstande opklaar en eenheid bewaar. Gaan lees gerus Psalm 37 vers 3 tot 6, vers 34 en vers 37.
Donderdag se opskrif is konflikhantering. En vandag kyk ons na die afsluiting van die verhaal, die laaste vers in Josua 22, vers 30 tot 34, wat lees. Toe Pinias, die priester en die owerstes van die vergadering, die stamhoofde van Israel wat saam met hom was, die woorde hoor wat die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse gespreek het, was dit goed in hulle oë. Toe sê Pinias, die seun van Eleazar, die priester, aan die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse, vandag weet ons dat die Here in ons midde is, omdat julle hierdie troubreek teen die Here nie begaan het nie. Nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van die Here. Daarop het Pinias, die seun van Eleazar, die priester en die oudstes teruggekeer van die kinders van Ruben en die kinders van Gad en uit die land van Gilead na die land Kanaan, na die kinders van Israel en hulle antwoord gebring. En die antwoord was goed in die oë van die kinders van Israel en die kinders van Israel het God geprys en hulle daar nie meer van gespreek om teen hulle kommando op te trek, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad gewoon het te verwoes nie. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het die altaar genoem. Hy is getuie tussen ons dat die Here God is. Hierdie gedeelte leer ons hoe mens konflik kan hanteer op 'n manier wat vrede en samehorigheid bevorder. En die lesie gee vir ons 6 punte. Eerstens, as dinge skeefloop of verkeerd loop, ekskuus, is dit beter om met mekaar in gesprek te tree, eerder as om net te sit en te top daaroor totdat hierdie woede opbou. In hierdie verhaal sou die spanning vermy kon word as die oostelike stamme van die begin af hulle bedoeling om die altaar op te rig met die res van Israel gedeel het. Dit wys vir ons hoe belangrik openlike kommunikasie is, veral wanneer die situasie sensitief is of gevoelig is. Tweedens, selfs al lyk dit of 'n probleem ontstaan het, moenie hastige gevolgtrekkings maak nie. Die westelike stamme was te vinnig om te dink dat die oostelike stamme afvallig geword het. Hulle het nie eers die rede vir die altaar probeer verstaan nie. En dit herinner ons dan aan Spreuke 15 vers 1 wat ons nou alreeds weer na gekyk het. 'n Sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede ontvlam. So haastige oordeel kan 'n konflik net erger maak. Dit is soos ons sê in Afrikaans petrol op 'n vuur. En dan derdens, praat oor die werklike of veronderstelde probleem voordat jy reageer. Met ander woorde, stel vrae, luister en probeer verstaan wat eintlik gebeur het. As die westelike stamme dit gedoen het, sou hulle die misverstand vinnig kon opklaar, sonder dat spanning of vrees sou ontstaan het. Vierdens, wees bereid om opofferings te maak om samehorigheid te bewaar. Die westelike stamme het byvoorbeeld hulle eie grense en aansprake op sy gesit om die eenheid van die volk te beskerm. Soms beteken dit om jou eie gemak of voorkeur op te offer vir die groter doel, want hulle het gesê, as hierdie land nie vir julle reg is nie, kom dan oor na ons gedeelte toe, en kom kies vir 'n land hierso, ons sal hierso vir julle land gee. Hulle was bereid om op te offer, om die probleem op te los. En partykeer moet ons die eie ek opoffer, wie sy gevoelens seer gemaak is, bietjie verneder is, maar vir die doel van eenheid, vir die groter doel, is dit soms nodig om so opoffering te doen. Vyftens, antwoord bedaard en kalm wanneer jy valslik beskuldig word. Dis moeilik, want 'n mens spring op jou perdjie. Maar die oostelike stamme het nie geveg of teenbeskuldigings gemaak nie. Hulle het nie gesê, jene, nadat ons 7 jaar julle gevegte vir julle geveg het, kom julle en julle maak hierdie vreeslike aantuiging. Nee, hulle het rustig, vriendelik en die waarheid blootgelê. Dit voorkom dat die situasie plofbaar raak en gee ander 'n kans om hulle vooroordeel of misverstand te laat vaar. En dan laastens, wees bly en dankbaar wanneer vrede herstel word.
Die westelike stamme was opreg bly dat hulle vrese ongegrond was. Hulle het nie vasgehou aan hulle aanvanklike aannames nie, en het die lof aan die Here gebring, dat die eenheid behoue gebly het. En hierdie beginsels kan ons vandag toepas op gesinsvlak ook, en in die kerk, en selfs in die breër gemeenskap. Konflik behoort nie 'n verskoning te wees om die waarheid te verontagsaam nie, maar deur geduld, kalmte, openlike kommunikasie en bereidwilligheid om op te offer, kan ons vrede en eenheid bou sonder om Bybelse beginsels te kompromieer. Gaan kyk gerus Psalm 133, Johannes 17 vers 20 tot 23 en 1 Petrus 3 vers 8 tot 9. Hulle herinner ons aan dieselfde ding. Eenheid en liefde is kosbaar. En dit begin by hoe ons met mekaar kommunikeer en mekaar behandel, selfs wanneer spanning bestaan. En dit bring ons dan by Vrydag se les. En by Vrydag se les het ons 4 vrae wat hier gevra word. Die eerste vraag is, dit sê, let op Paulus se vermaning. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dis nou Filippense 2 vers 3. Hoe kan dit help verhoed dat ons broeders en susters van kwade bedoelings verdink? Wel, dink jy daaroor? In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. As jy iemand hoër ag as homself, gaan jy nie sommer enige slegte ding van hulle glo nie. So nederigheid help ons om ander met respek en vertroue te dien. As ons nie dadelik aanneem dat iemand kwaadwillig is nie, vermy ons misverstande en spanning in die gemeente. Tweede vraag, vanweë die verlede se foute en flaters oorreageer mense dikwels wanneer 'n situasie opduik. Hoe so? Hoe kan ons hierdie neiging vermy? Ons reageer soms heftig omdat vorige teleurstellings of foute of sienings ons beïnvloed. Byvoorbeeld as 'n hond my as 'n kind miskien gebyt het, aangeval het, is ek vandag verskriklik bang vir enige hond, al is dit 'n klein hondjie. En hierdie is dinge wat gebeur in ons lewens. Nou om hierdie neiging te vermy, fokus op die huidige feite. Luister eers en vra God vir leiding en geduld voordat ons oordeel vel. Derde vraag. Mens moet bereid wees om ander se standpunte aan te hoor. Vra. Wat is die rede van wat hier gebeur? Dit wat ek van jou hoor, kan dit waar wees? Die lesie vra, so bespreek die belangrikheid hiervan. Hoe kan ons 'n luisterkultuur vir ons gemeentes vestig? Om aktief te luister, voorkom misverstande. En dit versterk samehorigheid. 'n Gemeente kan 'n luisterkultuur bevorder deur gesprekke te fasiliteer. Nie om dit te probeer wegvat, dit te beperk nie, dit te onderbreek of te onderdruk nie, maar werklik probeer verstaan wat die ander ene sê. 'n Mens is geneig om weg te wil beweeg van enige konflik, maar dis belangrik dat ons nie daai konflikte vermy nie, maar dit op die regte manier hanteer. En dit staan nou by by vraag 4. Sê in ons hedendaagse samelewing voel dit partymal of mens deur die eise en verpligtinge van jou beroeps, jou gesin, jou werkslewe as ook ander sye van jou lewe verswelg word. Let nou op die beginsel wat sê dat mens alles wat jy aanpak vir die Here moet doen. Benewens 'n beter verantwoordelikheidsin, skenk dit mens ook gemoedsrus. Hoe so? Wel, wanneer ons besef dat alles wat ons doen, ons het vir die Here doen, gee dit 'n ander perspektief op ons verantwoordelikhede. Dit bring kalmte, gemoedsrus, motivering om ons werk en diens met liefde en sorg te verrig. Want ons dien die Here uit liefde uit. Wanneer ons 'n taak in die kerk verrig, wanneer ons die vensters oopmaak, wanneer ons 'n lesie aanbied, wanneer ons
kos kerk toe bring, wanneer ons die skoolgoed was, doen ons dit vir die Here, omdat hy ons so lief gehad het. En is 'n groot eer en 'n groot voorreg om die Here te dien. Miskien is jy moeg. Miskien is jy nie lus nie. Maar om deur daai leiding nog steeds te gaan, dit nog steeds doen wat reg is 'n groot voorreg om op so 'n manier 'n diens aan die lewe aan die Here te lewer. En natuurlik ons lewer nie net die diens aan die Here nie, maar ook aan sy mense, aan sy kinders. Want Jesus het gesê, as jy dit aan die minste gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Baie dankie julle dat julle saam kom luister het na die les. Baie dankie vir julle duimsopknoppie wat julle druk. Dankie dat julle dit deel met ander. Dankie vir julle gebede en die van julle ouens wat ons finansiëel ondersteun. Baie dankie. Kyk gerus op die YouTube video in die beskrywing van die video. Ons bankbesonderhede is daarso. Maak asseblief 'n bydrae. Die uitgawes van die internet en al daai goed raak nogal baie, so julle sal ons vreeslik baie uithelp as julle kan bydra. Belangrik net die verwysingsnommer sodat die Virginia Kerk se tesourier kan weet oor hierdie geld is vir SSL. So sit dit daar so SSL by die verwysing. Anderster gaan hulle nie weet dat daai geld na SSL toe moet kom nie. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens hierdie groot voorreg gehad het om hierdie les met mekaar te deel. Dankie Hemelse Vader vir die pragtige les wat ons hieruit kon leer. Help ons om dit dan ook te kan toepas, sodat daar eenheid tussen ons kan wees. Daai eenheid waarvoor Jesus gebid het, die aand toe hy gevange geneem is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.